baie van ons het groot geword met die idee dat die storms in die lewe of die storms wat ons ervaar is half God se straf vir ons dade. As dinge begin skeefloop of as daar pyn of verlies of onsekerheid kom, dan wonder ons onmiddellik, maar wat het ek verkeerd gedoen? Hoekom word ek so gestraf? Ons dink maklik dat die Here is kwaad vir ons of hy probeer ons dalk net iets leer of erger nog, hy probeer ons dalk iets afleer, maar wat as dit nie gaan oor my en jou nie? Want nie alles gaan oor my en jou nie. Sondag toe lees ek weer 'n baie bekende verhaal in Matteus 14, waar die disippels op 'n bootjie is en dan breek daar hierdie massiewe storm uit en dan kom Jesus op die water aangeloop en dan uiteindelik klim Petrus ook uit en loop op die water na Jesus toe op Jesus se bevel. Jy ken die gedeelte. Maar soos wat ek het gelees het ek iets opnuut besef. Die disippels was nie in daardie storm omdat hulle iets verkeerd gedoen het nie. Dink 'n bietjie daaraan. Hulle was presies waar Jesus hulle heen gestuur het. Hulle was op die boot, op die see, op die pad wat Jesus beveel het hulle moet gaan en tog tref 'n storm hulle. Dit was so erg dat hulle het gedink dat hulle gaan dit nie maak nie, maar toe in die storm verskyn Jesus. Hy roep vir Petrus om uit die boot uit te klim en ja, Petrus begin sink, maar Jesus hou hom vas. En dan eers toe Jesus saam met hom in die boot klim, toe gaan lê die storm. Nie toe Petrus die geloof gehad het om op die water te loop nie, nie toe hy begin twyfel het en begin sink het nie, nie toe hy gered word nie, maar eers toe Jesus in die boot is. En wat doen die disippels toe? Hulle val voor hom neer en hulle aanbid hom. Nie net 'n dankie Jesus of Jesus, u het ons net betyds kom help nie, nee, hulle sê u is waarlik die seun van God. Nou onthou gou vinnig, hierdie was Joodse manne gewees en van kleins af is hulle geleer dat jy aanbid net een, daar is net een God wat jy mag aanbid. En hier in daardie bootjie, na hierdie storm, sien hulle uiteindelik Jesus vir wie hy werklik is. Nie net 'n rabbi nie, nie net 'n wonderwerkwerker nie, maar God self. Wat as die storm dit juis moes doen? Wat as die storm daar was, nie om hulle te straf of om hulle bang te maak nie, maar om hulle oë oop te maak? Dalk is nie elke storm daar om iets uit jou uit te slaan nie, dalk is sommige storms daar om iets aan jou te openbaar. Wat as die storms kom, sodat ons ook Jesus weer kan herken vir wie hy is? Nie net as 'n vriend of as 'n redder of 'n geestelike spaarwiel nie, maar as die Christus, die koning, die een wat alle mag en autoriteit in die hemel en die aarde het. En as dit die doel of die punt van die storm is, as dit gaan oor sy eer en sy verheerliking, as dit gaan dat ons hom weer moet sien, werklik sien vir wie hy is, dan dalk sal ons nie net die storms wil wegbid in ons lewe nie, maar dalk sal ons dan ook kan begin sê, Here, bring die storm, as dit vir u glorie is, bring die storm.